Baie hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers by hierdie geleentheid vanoggend. Dis die 4de Sondag in Lydenstyd en ons wil graag die Here Jesus bly volg op sy lydensweg. En soos reeds bekend gemaak, of jy hoor dit dalk nou vir die eerste keer, ons gaan vanoggend gesels oor Hebreërs hoofstuk 12, net die eerste 3 verse. Hebreërs 12 vers 1 tot 3 en daar help die Here ons om uiteindelik te sê, maar as ons dan loop, as ons Jesus volg op die lydensweg, as ons die roepstem hoor van die Here wat sê, kom, en ons het vir mekaar nou al gesê oor 'n tyd, ons het verskillende roepingsverhale, nie almal van ons se roeping het dieselfde gebeur nie, Tyson was dood, eenvoudig dit gebeur, iemand het 'n radikale roeping gehad in terme van 'n bekering, maar die belangrikste is ons is geloofsgetuies wat saam is, en wat uiteindelik sê, maar ons stap hierdie pad agter die Here aan, en kom ons hoor dan hoe die Here ons wil help vanoggend om dit uiteindelik ook te doen. So, Hebreërs 12 vers 1 sê die volgende: terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. En dan belangrik, vers 3, hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak. Ons lees tot sover toe. Ons ken die eenvoudige waarskuwing, ek het dit reeds gesê, en party van ons het dalk letsels daaroor, van 'n pa of 'n ma of 'n oupa of 'n ouma of iemand wat op 'n dag en tyd in jou lewe vir jou gesê het, hey man, kyk net waar jy loop. Is 'n ma, 'n pa, wat vir 'n kind sê, hou op klippe skop, tel jou oogies op, kyk waar jy loop, jy kan struikel en val oor die klippe wat daar lê. Kyk waar jy loop, want dis ongelyk. Dalk, en ek dink dit kan dalk nou nog meer spanning veroorsaak as ons dalk net vir mekaar sê, kom ons haal gaan die woordjie loop daar uit en ons sê, julle is saam in die kar, en wat sê ons vir mekaar? Kyk net waar jy ry. Oh goodness, hoeveel huweliks spanning was daar al oor, kyk waar jy ry. Want die beste drywer sit mos in die passenger seat. So, en dalk moet die Here vir ons sê, kyk waar jy loop, dalk moet hy vir ons ook sê, kyk waar jy ry, maar is belangrik. Want as ek nie kyk nie, as ek nie kyk waar ek ry nie, as ek nie kyk waar ek loop nie, dan gebeur daar een van twee goed. Of jy struikel, of jy maak 'n ongeluk, en vir my die moeilike daarvan is, jy gaan in die verkeerde rigting. Ons is deesdae met die karre so gewoond, met die GPS'e en Google Maps en daai tipe goed wat sê, ry daar, draai links daar, jy weet, oor 300 meter, maak so, jy weet, ons kyk regtig nie waar ons ry nie, ons is so op Siri ingestel, en Alexa, en al hierdie stemme wat sê waar jy ry, en soos ek sê dan, of jy ry en of jy loop, daar's nou nog kommentaar terwyl jy loop en ry ook. So dit raak nogal moeilik
oor waar loop jy en waar ry jy. Maar ek dink die belangrik is om vir mekaar te sê, dis ons op die pad hou. Dis ons om ons in die regte rigting te laat loop, om ons te laat koers hou. Soos wat 'n bekende jeugorganisasie se lese is. En dis wat die Bybel ons vanoggend wil help. Dis wat Hebreërs 12 vanoggend wil sê is, jy moet dood eenvoudig verstaan, die lewe, jou geloofslewe, is 'n geloofsreis, soos ons al baie keer vir mekaar gesê het, maar hy gebruik hier die prentjie van 'n wedloop. Soos 'n pad wat geloop word, dis 'n reis wat volgehou moet word, wat jy voortdurend op pad is. Die belangrike is dat die teks sê, as ons dan hierdie wedloop hardloop, dan moet ons dit met volharding hardloop. Ons kan nie elke dag wil opgee nie. Ek kan nie elke keer as daar 'n pothole in die pad is, of daar's 'n stuk grondpad, of daar's 'n stuk ongemaklikheid, sê ag nee, ek gee nou op, is dan nie meer die moeite werd om te leef nie. Kom ons los dit. Dis 'n reis wat volgehou moet word. So kom, ons het dit gesing net nou, maar die woord sê ook, ons moet hierdie pad met volharding loop. Dis nie 'n amper sê pad wat uitgelê is met goud en parels en diamante en alles nie. Dis 'n bietjie van 'n rowwepaadjie. So amper 'n cross country sal nogal 'n goeie vergelyking wees hiervan. Daar's plekke waar jy baie lekker hardloop en ons daar plekke waar jy moet kyk waar jy hardloop, anders dan maak jy dit nie. So belangrik is 'n geloof wat op 'n reis is. Ons is mense wat op hierdie pad is. En daarom moet ons nie die hele tyd net vir ons voete kyk nie, want dan gaan ons nie kyk waar ons loop nie. So dis vir my belangrik. Want wat sê hy? Hy sê as ek nie kyk waar ek loop nie, dood eenvoudig. Daar's dinge wat my laat struikel. Hebreërs sê, laat ons elke las af lê, en dan sê hy pertinent, die sonde wat ons so maklik verstrik. Nou, kom ons sê gou vir mekaar baie maklik. Wat sê die Afrikaanse woordjie en wat beteken die woordjie verstrik? Jy hoor dadelik iets daarin, strik. Wat maak hulle om diere te vang? Hulle stel strikke. Nou as ons kyk na hoe dit lyk, partykeer is 'n dier in 'n strik gevang is, en hulle kan so 'n dier se lewe red, dan is dit partykeer dat daai draad so diep ingesny in 'n poot of om 'n nek, dis verskriklik. So nou kom die Bybel en hy sê vir ons, wie wat? Die sonde kan ons net so maklik verstrik. Daai woordjie verstrik sê iets, dis iets wat om jou voete vasdraai. Dis iets wat maak dat jy nie in staat is om jou voete op te tel en te loop en om te gaan met die lewe nie. Dis soos wanneer jy 'n tou vastrap. Nou dink ek, ons het ook sê, hou jou, kyk waar jy loop. Hoeveel keer het ons ma's en pa's gesê, maak tog net jou skoene vas nie, want as jy die veter vastrap, gaan jy neerslaan. So, dit gaan oor iets wat maak dat jy iets om jou voete draai. Hoeveel van julle, mag ek vra, en ek sal nou nie, gelukkig kan julle nie op die skerm sien nie, hoeveel van julle het al sy voet vasgehaak aan een of ander iets en dan jy neergeslaan? Nou wil ek sê, dit kyk waar jy loop nie, maar julle verstaan wat ek bedoel? So, iets wat jy vastrap, klere wat jou beweging belemmer, en daarom is dit belangrik. Die Bybel sê dit noem ons niks anders as 'n gewoon Afrikaans sonde nie. Goed wat maak dat
En dis 'n baie maklike vertaling van sonde, is om te sê, ek het die teiken gemis. Sonde beteken dat ek gedoen het wat ek nie moes doen. Dit sal doodeenvoudig maak dat as jy op 'n skietbaan was, dit heel waarskynlik beteken het, jy het verkeerd gemik. Jy het te hoog geskiet, jy het te laag geskiet, jy het die verkeerde oog toegeknyp, of jy het aan die sneller gehang, jy het hom nie rustig getrek nie. So sonde moet verstaan word as ek het die teiken gemis. En nou kom ek help jou net gou, want dit kan nou weer ander goed by jou veroorsaak. As ek sê jy het die teiken gemis, sê ek nie jy het dit as prins gedoen nie. Sê ek nie jy het dit doelbewus verkeerd gedoen nie, maar jy het heel waarskynlik jou fokus verloor. Jy het heel waarskynlik vergeet waaroor dit gaan. Ons mik verkeerd. Ons mik te hoog, ons mik te laag. Ons aandag word afgetrek. Jy's besig met iets anders. Kan ek nou sê, wat is die perfekte voorbeeld van aandag aftrek? Is texting while driving. Want dit maak dat jou oë nie op die pad is nie. Jy kyk nie waar jy ry nie. Jy's besig op jou selfoon. So ek mis die merk. My aandag is afgetrek. So wat wil die Here met ons kom maak in hierdie tyd van lydenstyd? Hy sê, man, dink is dalk tyd vir 'n bietjie heroriëntering. Ek dink is dalk tyd dat jy net 'n slag weer, soos wat party van ons jaarliks, 2 jaarliks gaan vir 'n oogtoets, dat ons net weer, dat die Here ons lense skoonmaak en ons lense toets. Julle weet mos nou hoe werk 'n oogtoets. Groen liggies en blou liggies, of wat groen en rooi, groen en rooi. En dan sê hulle, wat een sien jy die beste? Rooi, groen, links, regs. Dan sit hulle sulke, tot jy nou kan sy uiteindelik ordentlik sien. So, is 'n tyd van heroriëntasie, heroriëntering. Kry net weer jou brille op, dat jy kan mooi sien. Of, dis nodig vir 'n koersaanpassing. En as jy kyk na die navorsing deesdae oor hierdie goeters, oor rigting, julle, dis 'n millimeter wat jy uit is op jou korrel, en dan mis jy die teiken. Hy kan die wonderlikste geweer hê, hy kan perfek wees, hy kon jou baie geld gekos het, maar as jy verkeerd mik, is jy nie moeilikheid. En dan as jy nou met die jagters praat, want die manne weet ek is besig om die gunne te polish, want die jagseisoen is op pad. So die teleskope moet gestel word, en hulle doen dit deesdae baie fancy. Dis nogal 'n hele, vra die vrouens wat getroud is met jagters, dis 'n leefstyl, dis iets anderster, jy weet, die wat dit nie doen nie, verstaan dit nie, dis nogal 'n ding, jy weet, scope, en tyker is die scope, dierder is die geweer, maar in elk geval, net dat hulle kan sien. Belangrikste rigting kry, en uiteindelik, jy moet leer om weer te mik. Nou vra maar die manne, hulle weet van bokkoors, as jy so opgewonde, en dan kan jy die beste gun hê, en jy kan ingestel wees, maar jy is so aan die rattle, en in die bewe, jy mik, jy skiet mis. So, heroriënteer. Kry net weer jou oog gefokus. Kry net weer jou oog op die teiken. En daarom sê help Hebreërs, en hy sê, laat ons die wedloop wat ons voorlê met volharding hardloop. Ons stap die pad saam met Jesus. Stap die pad saam met Jesus, met vreugde, in vreugde, deur moeilike tye,
En dan het ons mos nou die afgelope tyd al geleer, deur die woestyn, hy self was 40 dae in die woestyn. So ons is God se volk, die kerk is op reis, agter God aan, in sy beweging in hierdie wêreld, die sending van God in die wêreld. En wat sê hy? Wat is die geheim van hierdie reis? Hy sê, hou jou oë op Jesus. Kyk waar jy loop. Laat die oog gefestig wees op Jesus. Dis die geheim. Dis nie moeilik nie. Hou jou oë op Jesus. Is my eintlik pragtig as klein kindertjies vir die eerste keer 'n wedloop hardloop. Hierdie wat hulle by skool hardloop. En hulle wil tog so graag hulle pa en hulle ma moet hulle raak sien terwyl hulle hardloop. En hulle hol daar, maar hulle kyk daar. Baie belangrik is om 'n wedloop te voltooi, moet jou oog gefestig wees op die wenstreep. Want waarheen jy kyk, bepaal hoe jy loop. Ek weet die ouens spot daaroor, ek sien sulke reels, maar dan stap daar 'n mooi meisie en dan kyk jy ou vir die mooi meisie en kwaad, dan loop hy in die lamppaal vas. Hoeveel lamppaal ervaring jy in jou lewe gehad, omdat jy daar gekyk het en daar moes geloop het? Jesus kom help vanoggend en hy sê net, hou jou oë op my. Maar wat sê die kinders vir my? Domie, daar's 'n ding soos FOMO. Fear of missing out. Ek kyk liever daar en ek vat die risiko van dat ek die paal gaan tref. Maar ek wil tog nie mis wat daar gebeur nie. Jesus sê, hou jou oë op my. Kyk vir my, kyk na hom. En nou wil ek hê, ons moet hierdie hoor. Is vir my verskriklik belangrik. Want ek en jy beleef dit veral in hierdie dae en tyd waarin ons leef. Ek weet nie wat gaan nie aan nie, ek raak aan niks. Wat is die belangrikste? Ongelooflik. Vers 3. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsaak nie. Hoekom is dit belangrik? Want in 2026, soos ons hier sit, beleef, wil ek sê 99% van ons vyhandige optrede teenoor ons. En ons vra oombliklik, maar hoekom gebeur dit met my? Dan wil ek hê, jy moet hierdie vers onthou. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van sondaars teen hom verdra het. Want wat sê die sinnetjie dan? Hy sê, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Want wat gebeur? Hoor gou, dink saam met my, praat saam met my. As ons so opgewerk raak oor die vyhandige optrede teenoor ons, wat maak dit? Steel ons vreugde? Steel ons fokus? Uiteindelik is ons moeg. Uiteindelik sak ons uit, want ons sê, dit is so swaar om kinders van die Here te wees. Nou sê Hebreërs, vriende, kom ons fokus net bietjie. Hulle het dit met Jesus gedoen. Hou jou oë op hom. Hulle het dit met hom ook gedoen. En
Wat? Ekskuus dat mense nou die Bybel agterste voorlees, maar ons gaan gou. Kom ons gaan gou terug. Lees gou wat staan daar. Middel van vers 2. As jy nou by mekaar kon lees en sê jy hou hom voor oë by die vyhandige optrede van sondaars teenoor verdraaiers en dis hy. Hy het dit gedoen. Hy die vyhandige optrede het hy hanteer. Hoekom? Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat die vyhandige optrede hanteer het. Hoekom? Want hy het geweet, it's not the end. Dis nie die uiteinde nie. So hou hom voor oë. Uiteindelik, kyk na hom. Kyk na Jesus op sy lydensweg. Kyk hoe hy verwerp. Kyk hoe hy gelei. Kyk hoe hy sy kruis gedra. Bottom line, lydenstyd. Lydenstyd vra in die eerste plek nie dat ons net na onsself sal kyk. Lydenstyd vra, kyk na hom. Sien hom raak. Hou hom voor oë. Wat hierdie vyhandige optrede teen hom verdraai. Hoekom? En dan sê ek weer vers 2, terwille van die vreugde wat voorgelê het. Hy het die kruis verduur terwille van die vreugde wat voor hom gelê het. So belangrik. Weereens die hart van die evangelie. 'n Kruis sonder 'n leë graf beteken niks. Dit was die vreugde wat nie vooruitsig was. Dis hoekom dit die langste 3 dae was van Vrydag tot hy begrawe is, tot Sondag wat hy opgestaan het, want niemand het geweet wat nou. Maar hy het dit verdra terwille van die vreugde wat in die vooruitsig was. Tony Campolo wat verlede jaar oorlede is, het altyd uit die boekie geskryf wat sê, it's Friday, but Sunday is a coming. Keer in jou lewe voel jy, dis Vrydag. Dis dood, swart, donker, kan sleg in jou lewe. En onthou jy hierdie skuif. It's Friday, Sunday is coming. Die oorwinning word behaal, die graf is leeg. Hy leef. Daar lê vreugde in die vooruitsig. En daarom, as ons hierdie pad saam met Jesus stap, dan het ons mos vir mekaar gesê, maar kom ons bevestig dit net weer, dat daar by niemand twyfel is daaroor. Jesus stap saam met ons die pad. Jesus is altyd daar. Sal na Paasfees, wanneer ons oor die Emmausgangers lees, vir mekaar sê, Jesus was daar, maar hulle het hom nie herken nie. So kom ons sê vir mekaar, Jesus was altyd daar. Soms sag, soms verborge, soms weet ek nie eers. Dis hy. Maar dan daai selfe belewenis van die Emmausgangers. So asof vir die eerste keer wat ek hom ontmoet, sê hulle vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy die brood gebreek het nie.
Wat maak dit? Dit maak en sê, Jesus is daar, soms sag, soms sigbaar, soms minder sigbaar, selfs verborge, maar ek en jy moet leer om hom raak te sien. So kom hierdie teks sê, kyk waar jy loop, hou jou oë op Jesus. Want daar's telkens langs die pad geleenthede wat hy jou gaan verras en sê, dis ek. Laat my nou nogal dink, dis nou, okay, dit bietjie, maar kom ek sê, ons tyger hierdie reels op Instagram, Facebook, wat hulle iemand soos 'n boom opmaak. En dan stop mense daar verby en hulle minding their own business, hulle het nie 'n clue nie. En die volgende oomblik dan vat die boom aan hulle. Jy sien hoe skrik hulle. Ek wil vir jou sê, met alle respek, daar's sulke geleenthede in jou lewe. Wat in die voor jou aan liggende goed, jy nie noodwendig vir Jesus gaan sien nie. Maar is dalk die boom wat in jou vat, of die plant wat sê, Moses, brandende doringbos. Moenie nader kom nie, voete is op heilige grond. Hou hom voor oë, sien hom raak. Sien vriende, daar vind jy net een keer in jou lewe 'n goddelike omhelsing plaas. Nou verwys ek pertinent na die verlore seun se terugkeer. Daai pa het gewag dat hy kom. En toe hy kom, toe het hy hom omhels, vasgehou. Daar's meer as een goddelike omhelsing in jou lewe. En ek dink net ek en jy mis dit baie keer, want ons is nie daarop ingestel nie. Ons is nie daarop gefokus nie. Ons is nie gefine-tune dat ons sendertjies dit optel en sê, dis die Here nie. So moenie verbaas wees as jy op jou paadjie loop, wanneer jy nie weet wat voor lê nie. Wanneer die pad onseker is, dan is jy veilig in God se hande. Maar hy sal 'n pa wat vir jou sê, kyk waar jy loop, steun jou vashou en sê, jy's veilig in my hande. Ek sê optel as jy struikel en val. So kom sluit af vanoggend, ons sê vir mekaar, baie eenvoudig. Kyk waar jy loop. Los die goed wat jou laat struikel. Volharding. Volharding. En ek sê doelbewus, nie voluit nie. Volharding beteken iets anders as om voluit te hardloop.
Want ons hardloop baie keer so voluit vir die Here, dat ons dink ons moet nou al 'n medalje kry vir wat ons doen. En dan maak godsdienst ons moeg. So kom hierdie gedeelte sê, hou hom voor oë, sodat jy nie moeg raak en uitsak nie. Natuurlik doen ek dit met volle oorgawe. Maar julle geen mens, geen atleet, geen kar hou as hy die heeltyd in die rooi geref word nie. Iewers gaan iets snap of pop of ek weet nie wat nie. Maar jy kan nie, Stefan het dit altyd gesê, Stefan Joubert het altyd so wonderlik gesê. Jy kan nie te 120 km/h elke dag ry. En dan jaag jy onder andere by Jesus verby, wat sy hand opsteek. En dan sê jy, môre Jesus, dan sê hy, nee, ek bedoel nie, jy moet vir my môre sê nie, ek bedoel jy moet stop, dat ons met mekaar kan praat. Ek het julle al gechallenge. Ga jaag bietjie 120 km/h by iemand verby wat langs die pad staan. En sê vir daai mense, hy moet met jou praat, nie op 'n selfoon nie, hy moet net staan en praat, en jy praat met hom, en dan stop jy en dan vra jy wat het julle gehoor. En ons van mekaar sien niks. Volhardend. Moenie ophou nie. Moenie moedeloos word nie. Ons is tog te trots om te sê hoe besig ons is. Hoe ons die kers aan al twee punte brand en in die middel. En as ons oë uitvee, dan het ons uitbranding, of ons het een of ander crash. En as ons maar volhardend, nie voluit nie, daarmee sê ek nie werk halfhartig nie. Ons raak rustig. So hardloop met volharding. Hou jou oë op Jesus. Selfs as jy op die grond lê, as jy geval het, as jy stof uit jou oë gevee het, en jy gevoel het, of arms als heel is, en bene, en als nog heel is. Soek hom. Kyk vir ons hy. So waar jy kyk, bepaal hoe jy leef. So die Here nooi vanoggend en hy sê, word net 'n stil oomblik stil. Vra vir jouself, waar loop ek vandag? Waarop is my oë gefestig en gerig? Waarna kyk ek? Ek gee vir jou tyd. Here, dankie dat kyk waar jy loop. Vanoggend nie na ons as 'n skerp uitroep
se wrede gegil kom nie, maar dat kyk waar jy loop vanoggend 'n uitnodiging is. Want Here, ons loop baie keer op plekke waar ons glad nie hoort nie. Ons oë is gefestig en gerig op dinge in hierdie wêreld wat ons nie vir een oomblik na hoef te kyk nie. Maar Here, as ek daaroor bid vanoggend, dan besef ek dat 'n mens baie keer so moedeloos raak, so magteloos raak, dat jy gryp na die geringste strooihalm wat moontlike oplossing vir jou situasie kan wees. En telkens kom praat jy met ons en jy sê, maar volg my. Kom kyk, stap agter my aan. En Here, juis hier in lydenstyd, as iemand ons praat en sê, kyk waar jy loop, dan kom vra jy vir ons dat ons saam met U deur die dal van doodskade weer sal stap, en dat ons kyk waar ons loop, dat ons die voetspore van ons Meester en Here sien wat hierdie pad voor ons geloop het. En daarom kan ons in oorwinning leef. Daarom is ons meer as oorwinnaars wat vir hom, deur hom wat vir ons oneindig lief is. Hy wat sê, jy volg my, jy kyk vir my wat vir die skande van die kruis nie teruggedeins het nie, wat terwille van die vreugde, terwille van 'n verhouding met jou by die naam, nie teruggedeins het vir die skande van die kruis nie. Wat die bespotting van vyande hanteer het. Die mishandeling. Alles. En hy sê, ek doen dit, want ek so lief is. Ek doen dit terwille van die vreugde en die oorwinning wat daar in die vooruitsig is. So dankie Here dat ons nou reeds daardie lig ook kan sien. Dat ons Jesus kan volg. As die een wat vir ons die weg baan tot die lewe. Dat ons soos klein kindertjies wat altyd in ons ouers se voetspore probeer loop het as daar fisiese spore was, dat ons in daai spore sal loop. Ons oë gefestig op U. Dankie dat U my help. Dankie dat U my help om aan te hou hardloop, sonder om moeg te raak, sonder om uit te sak. Dankie dat U my God is, wat vir my oneindig lief is, en wat my vandag weer eens roep en sê, kyk waar jy loop. Amen. Vriende, kom ek nooi vir julle uit. Hierdie week gaan julle weer WhatsApp skry, wat julle nooi om saam met ons hierdie besondere pad te stap, agter die Here aan, soos wat dit ook nodig is. Jy sal dit kry hierdie week, elke keer. Wat ook gebeur, en jy sal agterkom spesifiek by die gedeelte wat sê wag op die Gees,
wil ek ons stadig maar seker help om in 'n ritme te kom, waar ek met respek gesê nie meer vir jou gaan sê waarop jy moet wag nie. Ek van net jy moet in daai oomblik wees en toelaat dat die Heilige Gees dan doen wat die Heilige Gees moet doen, of wil doen. Ek sal nou nog hierdie week help en sê stop en luister en laat die Gees praat, maar daarna gaan ek gaan daar net staan wag op die Gees. Dit gaan daai, soos nou by daai, ek dink ons het die ritme lekker in, so julle het nie meer nodig dat ek daar vir julle skryf wat julle moet maak nie. Maar ek sal vir hierdie week doen, ek het nou nog so. Goed, dan belangrik, hierdie week, woensdagoggend, 10:00 ons bestuursraadsvergadering. Ons het 'n paar goed wat ons oor moet praat, met die oog op die nuwe jaar, die audit goedkeur, begroting doen, al die goeders, en ja. Dan, volgende Sondag, baie belangrike mylpaal in die geskiedenis van Luippotsvlei gemeente. Ons is 80 jaar oud. Nou jy kan baie geld spandeer op 'n 80-jarige fees, maar ons het besluit ons gaan nie geld spandeer nie. In die doodeenvoudige sin van die woord, ons belangriker goed om te doen in die lewe. Maar, kom ons sê gou vir mekaar, in lyn met wat ons vanoggend vir mekaar gesê het oor die wedloop, al daai goeders. Ons is 80 jaar oud. Ons kan aan die ander kant vir mekaar sê, dit klink vir my nou nogal mooi om te sê, 8 dekades. Klink amper soos 'n eeu, jy weet, 8 dekades. So vir 8 dekades het mense hier gebid, mense hier gesing, mense hier die woord gehoor, is kinders gedoop, is nagmaal gevier, is belydenis van geloof afgelê, is mense in die huwelik verbind, is begrafnisse gehou, is saam Bybelstudie gehou, is bazaars gehou, en jy kan nou aanhou oor wat alles in die afgelope 80 jaar gebeur het. Die belangrikste is dat in die 80 jaar van hierdie gemeente het ons saam in die wedloop van geloof gestap. En ons gaan daardie wenpaal, daardie wenstreep van 80 Sondag vier met die oorwinningsfees die nagmaal. Want as dit nie vir die Here was in die afgelope 80 jaar nie, dan het ons niks gehad om Sondag te vier. So jy is baie welkom om saam met ons te kom nagmaal gebruik. Wat ons wel gaan doen is, ons gaan na die erediens 'n klein geselligheid hê, maar dit gaan nou nie oor koek en tee en borde vol verversings nie. Dit gaan eintlik net oor ons is saam by mekaar, die van ons wat hier is. So jy is baie welkom om dit by te woon, maar soos ek sê, dit is vir ons 'n viering van God se getrouheid oor 80 jaar. En jy is baie welkom om dit saam met ons te kom vier. Belangrik, is vir my lekker op die oomblik, ons het al meer mense wat inskakel op ons selfoon boodskapdiens, mense wat daagliks nou saam met ons die WhatsApp skry, wat ook op YouTube ons eredienste kyk, so belangrik 083-654-0806, sodat ons kan sorg dat dit by jou uitkom. Is belangrik net as ek jou nommer het, ook het seker as jy 'n nuwe foon kry of wat ook al dat my nommer op jou foon gestoor is, want dan kan ek vir jou die boodskappe stuur en ons kan saam met mekaar praat. So vriende, baie dankie. Ons sien mekaar DV dan volgende Sondag, ons aanlyn kykers, almal inteendeel wat ook vanoggend in die erediens is, baie welkom volgende Sondag om saam met ons dan ons 80-jarige fees te vier en dan spesifiek met 'n feesnagmaal. Ek groet ons aanlyn kykers tot volgende week. Totsiens.